Goeienaand almal. As hy aan is, as hy. Baie welkom vanaand by ons aandediens. Is lekker om na so vol naweek. Nee, ons was nogal baie by hierdie kerkgebou gewees hierdie naweek. Dit was heerlik geweest. En ons dank die Here vir hierdie naweek. Ek sit nou en dink toe Louis het vir ons hier so agter net saam gebid vir wat nou gaan gebeur in hierdie erediens. Ek dink ek is nogal interessant om te dink dat ons is nou hier vir nommer 2, die aandediens, maar in Amerika byvoorbeeld is dit nou waarskynlik hulle oggenderediens, nê. En in Indië en China, daai plekke, hulle slaap al. Nee, maar so dit almal reg oor die wêreld het vandag ergens die wat gelowig by eredienste by uitkom het saam die Here geloof en aanbid. Dis nogal 'n goeie idee en die Here was by elkeen. Nee, en is by elkeen teenwoordig. Dit is 'n gedagte wat by my opgekom het nou toe ons saam gebid het daarso. Maar 3 dinge wat ons net voor die tyd wil sê. Nommer 1 is ons vra dat julle sal saam bid. Daar's omtrent 50 mense wat volgende week Bolandkamp toe gaan in totaal, groepleiers en dominees ingesluit. En geleentheid vir ons om in soveel kinders, omtrent 45 kinders se lewe in te bou oor 4 en 5 dae, nee. Ons tema is liggaam, siel en gees. En ons vra dat u asseblief saam met ons aan ons sal dink en saam met ons sal bid vir daai kamp wat voor lê. Dan het jy gesien die Kersangdiens is die 7de Desember. Dit is volgende week Sondag aand. Dit is 6uur, nee. Normale tyd. 6uur. En ons vra dat nooi vriende en familie om saam te kom die Here se naam groot te maak. Dit is wat ons wil doen daai dag. En dan as jy dalk nie was vanoggend of gister nie, hierso is 'n boek wat hier voor staan en ons wil vra dat as jy dalk iets wil neerskryf vir Reinder of Cecile, dat jy dit daarin sal skryf. Ons los die boek nog hierso vanaand, 'n boodskap, iets, bemoedigings, iets wat jy wil inskryf, is jy baie welkom om dit vanaand nog te doen. Kom ons begin vanaand ons samekoms net deur te bid. Ons vra die Here, ons bid sy afhanklikheid af en dan die seën van die Here en dan gaan ons 2 liedere sing. Psalm 66 vers 1 en lied 428 vers 1, 2, 3 en 4. Dit sal ons staande doen. Kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons Here is. Dat U ons geroep het, dat U die kerk geroep het. En dat U, Here, dit so gereël het dat ons as gelowiges gereeld by mekaar kan kom. Om deur U woord onderrig te word, om saam te bid. Partykeer doen ons nagmaal, Vader, die sakramente, mekaar op te bou, die onderlinge meelewing. Dis wat ons wil doen as ons in die week of Sondag by mekaar kom as gelowiges. En dankie dat ons juis vanaand dit weer kan doen. Mag ons mekaar bemoedig, mag ons mekaar opbou. Vader, wil U deur die Heilige Gees wat in ons woon, ons bemoedig vanaand en ons versterk en vir ons 'n plan in ons harte neersit, sodat ons die pad hierdie volgende paar maande, jare sal kan leef met 'n nuwe plan en met 'n nuwe uitnodiging vir wat U vir ons in gedagte het. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Gelowiges, ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader deur sy Seun Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan maak ons die Here se naam groot met hierdie 5 verse.
Ons het in vers 3 daai woorde gesing van sy las is sy juk is sag en sy las is lig. En dis presies waarna ons bietjie vanaand gaan kyk in Matteus 11. Hierdie laaste 2 weke was dit 'n bietjie 'n tema ook hierdie gedagte, hierdie uitnodiging van Jesus. Wat ons uitnooi, wat sê kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is en ek kon nie help om die hele week lank aan daai liedjie te dink ook wat sê kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai. Julle ken hom, né? Dis presies dit, Matteus 11. Kom ons hoor, wat sê die Here vir ons daan? En dan pak ons hierdie gedeelte uit. Vers 25, Matteus 11 tot en met 30. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader en ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. My juk is sag en my las is lig. Vers 28 tot 30 net weer. Kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Tot sover die woord van die Here. Nou liewe gemeente, ek wil vanaand sonnaande is ons bietjie meer los in ons liturgie, kan mens maar sê. Maar ek wil vanoggend nou, klink dit soos 'n ou preek. Ek wil vanaand vir jou vra. Wie sit vanaand hierson en jy kan eerlik in jou hart sê ek gaan erken ek is bietjie moeg. Wie net so by wyse van hand opsteek. Lang jaar, nê. En was jy dalk al in jou lewe moeg? Nee, ek dink ons almal kan daarmee resoneer. Nou, wat is die goeters wat ons die tyd van die jaar sê? Daar's sekere sê goedjies. Ons sê dit hier van Oktober af as dit kom by moeg wees. Wat is die goed wat ons tradisioneel sê? Die jaar moet nou eind kry, nê. Goed, 100%. Wat nog? Kan nie wag vir vakansie nie. Dit was my woorde. Nee, ek weet. Hy het gesê hy kan nie wag vir die vakansie nie. Wat's daar nog? Wat sê ons nog? Kan nie wag vir volgende jaar nie. Nee, ja, is opgewonde daarvoor. Hierdie jaar moet dit klaar maak, nee. My nota sê dieselfde. Ek is nou oor dit. Die jaar is omtrent verby. Dis nou kop af en swem. Nee, nog net 3 weke. Uitgeput, oorlaai, oorwerk, bekommernisse, dalk oor finansies of iets. En dit is wat 'n mens hoor, mense nogal praat hierdie tyd. En dan wat dan gebeur is, nou hoop ons en dis menslik, nê? So daar's niks fout daarmee nie. Ek gaan self ook rus bietjie. Maar ons mik vir hierdie 2 weke, 3 weke breek net om weer in te val volgende jaar en weer te hoop vir Desember, nê. So ons is bietjie uit ritme uit baie keer. En hier's die vraag wat ek vir ons wil vra vanaand is die vraag, is daar 'n manier iets wat ons kan doen, iets wat iemand kan doen sodat ons nie volgende jaar weer so voel? Is daar iets wat ons kan hoor, wat ons moet hoor, wat ons kan sê, kom ons sit dit in plek sodat ons volgende jaar Oktober kom en ons begin hierdie goed sê dat ons sê, maar hey, ek voel eintlik anders. Ek het geluister, ek het gehoor. Daar's 'n uitnodiging. Want Jesus gee vir ons die antwoord en ek dink daai vraag, is daar 'n manier? Christus gee vir ons die antwoord en hy het 'n antwoord vir uitgeputte en oorlaaide mense. En daarom kan ons sê dat hierdie uitnodiging van Jesus waar hy sê kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is 'n uitnodiging vir alle mense van alle tye. Ek bedoel, dit is nou al 2000 jaar waarskynlik bietjie minder dalk wat hierdie neergepen is vir ons. En dit is waarskynlik een van die belangrikste uitnodigings wat ons in die skrif kry. En as ons dit reg verstaan, dat as ons Jesus se uitnodiging reg verstaan, dan beloof hy vir ons rus. Nee, dis nie soos voorspoedsteologie hierdie nie. Dit is as ons die uitnodiging verstaan en ons neem dit aan, dan beloof die Here vir ons rus. Maar dis 'n ander soort rus
Dit is nie die soort rus wat enige vakansie, maak nie saak waartoe jy gaan nie, of ervaring vir ons kan gee nie. En dit is rus, hoor mooi, en ek hoop regtig ons verstaan hierdie konsep vanaand. Dit is 'n rus van die werk agter die werk. Dis 'n rus van, daar's 'n spartel in ons wat ons uitput en oorlaai. En ons wil by daai dingetjie uitkom, want ons is baie geneig om pleisters te plak, maar ons kom nie by die werklike ding uit nie. En dis wat ons vanaand bietjie wil uitpak. Nou goed, kom ons kyk. Die eerste ding is dit, daar's 'n uitnodiging. Okay, nou ek wil spesifiek vir die kinders vra. As jy 'n uitnodiging kry, wat is alles op 'n uitnodiging? As jy na 'n verjaarsdag toe uitgenooi word, wat is op die kaartjie? Wat yes. Goed, daar's 'n tema baie keer, nê? Heeltemal reg, ja. Daar's 'n datum, nê? Is jou naam daar opgeskryf partykeer? Ja. Daar's 'n tyd van die partytjie, nê? Met ander woorde, yes, wat nog? Dis 'n nommer wat jy moet bel, nê? Ja, dit is baie mooi. Jy het al baie uitnodigings gekry. Daar's 'n adres, nê? 100%. So kom ons kyk 'n bietjie. Daar's 'n uitnodiging en wat kry jy so op uitnodiging? Daar is vir wie dit is, van wie dit is. Ek gaan nou by jou hoor. Dit sê ook wat ons gaan doen, wat die tema vasvat. Wie dit gaan bywoon, wie jy moet bel. Julle kinders verstaan hierdie uitnodiging. So hier's 'n uitnodiging van Jesus Christus self aan my en jou. En hy het aan wie dit is, waarvoor dit is, en kom ons pak dit 'n bietjie vanaand uit. In die eerste plek wil ons kyk die uitnodiging. Wie is die een aan wie die uitnodiging gerig is? Wie is die een wat die uitnodiging rig? Van wie afkom hierdie uitnodiging? Want baie keer dink ons aan Jesus. Nee, dis Jesus, maar as jy mooi gaan kyk dan is dit van Jesus Christus af, maar dit is meer die uitnodiging kom van iemand wat gesag dra, nee, hy's 'n gesagsfiguur. En as jy gaan kyk in die vorige paar verse waar hy besig is om te sê dat net hy ken die Vader en net die Vader ken die Seun, is hy tegnies besig om te sê dat hy God is. Hy verklaar sy godheid daardeur. Nee, want hy's God. Hy ken die Vader. Niemand anders ken die Vader behalwe die Seun nie. En daardeur sê die slim mense vir ons dat hy besig is om te sê maar ek is God. So dit is God wat ons nooi deur sy Seun Jesus Christus om na hom toe te kom. Okay. Nou die tweede vraag op die uitnodiging is, wie is die wat genooi word? Ons weet nou wie die een is wat nooi, en ons het dit vandag genoem, en daar's baie dinge wat ons kan uitpak rondom dit, maar wie is die wat genooi word? En die antwoord is eenvoudig, almal wat moeg en oorlaai is. Okay. So die uitnodiging is tegnies, kan ons sê, vir almal. Vir almal, want almal is genooi. Dis 'n universele uitnodiging vir die wat sukkel met hierdie werk agter die werk. Die wat moeg en oorlaai is. En nou kan ons vra, maar wie is die wat moeg en oorlaai is? En nou moet ons bietjie net tegnies raak en hierdie prentjie probeer verstaan oor 'n juk. Want in die eerste plek, as Jesus hierdie uitnodiging rig, dan praat hy in die konteks van die Fariseërs en die skrifgeleerdes, nommer 1, wat die juk van die wet op mense gesit het. Okay, nou kinders, kom ons praat net gou 'n juk. Hier's 'n prentjie van 'n juk. Ek glo julle het dit al gesien. Ons sien dit nou nogal baie as ons reis. Osse wat ingespan word op 'n juk en ouens sit op die waantjie en Zambië en Malawi en Angola, almal het jukke, nê. Nou daai juk, hy sit hier op jou nek en hy skaaf jou en hy irriteer jou en hy druk jou. Dis baie keer 'n swaar ding. Nou toe Jesus hiervan gepraat het hy 'n gedagte gehad, eerstens almal wat moeg gemaak word deur die juk van die wet. En dan het hy spesifiek verwys na die wat die wet geïnterpreteer het, soos die Fariseërs en die skrifgeleerdes wat eintlik klomp onnodige bevele op mense se skouers geplaas het. En dit was baie swaar vir mense om te dra. Om seker te maak dat as jy hierdie wet gehoorsaam, dat jy daardeur verlossing kan kry, dat jy daardeur in die goeie boekies van die Here sal kan kom. En dit is so gewees, die Here het die wet gegee, en in die Ou Testament was dit, gehoorsaam hy gewet, dan sal.
Nee, dit was 'n as jy dit doen, sal ek dit doen. Dit is so. So dit was 'n las gewees vir mense. Dit was swaar, nee, daar was eintlik maar min vreugde in hierdie ding gewees, nee. Daar was die juk van die wet wat op mense geplaas was en ek het nou vir julle hierdie juk van vertel en Matteus vertel vir ons daarvan. Jesus sê self, hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers, maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. In ander woorde, en kinders, hier is wat gebeur. Onthou 'n bietjie voor Jesus Christus. Nee, voor Christus moes mense die wet onderhou as 'n manier om verlos te word. So jy wil baie seker maak dat jy gehoorsaam is aan die wet. Dat jy dit in volle gehoorsaam en dat jy dit reg doen. En die Fariseërs, hulle was die mense wat nou gesê het, okay, hulle was soos die wetpolisie kan ons sê, saam met skrifgeleerdes. Hulle het klomp dinge in plek gesit en die wet geïnterpreteer om vir die volk te leer hoe moet hulle gehoorsaam wees. En ek wil nou 'n voorbeeld noem vir hoe swaar dit gemaak was. Kom ons gebruik byvoorbeeld hulle sou gesê het om dronk te word is 'n sonde. Okay? En ek dink die Here sê ek moet nie dronk word nie. En dan sal hulle sê daarom moet niemand ooit alkohol drink nie. Want hulle wil keer dat jy nie daai wet oortree nie, want as jy daai wet oortree dan is jy nou weer onrein, nê? En dan kan jy nou weer nie tempel toe gaan om jou offer te bring nie. So daarom sal hulle sê om misleiding te voorkom, moet dan eerder nie wyn of sherry in jou kos gebruik nie. Okay, so sien jy nou, hulle maak hom nou, hulle sit nou klomp wettetjies in. Maar net om onheiligheid te voorkom, kyk maar na die bestanddele wat gebruik word om kos in voor te berei. By restaurante byvoorbeeld, nee, of as jy nou gaan eet by ander mense, maak seker dat die kos nou nie in wyn gekook is nie. Dis net 'n voorbeeld, dis 'n belaglike voorbeeld. Maar net vir ingeval 'n restaurant 'n fout maak. Moet eerder nie by 'n restaurant gaan eet nie, want net nou kom jy in die moeilikheid. Verstaan julle waar dit begin? Dit begin by die reël en dan pak hulle hom vol en daai is die tipe ondraaglike laste wat van Matteus 23 praat, wat hulle net soos goed uitgedink het om seker te maak dat die volk by die wet bly. So dis die tipe laste wat op mense geplaas was. Dis net 'n voorbeeld, daar's baie. Maar kom ons dink 'n bietjie mooi, want hierso is die ding, wat lê agter die wet? Agter die wet vir Israel daai tyd was dit, jy moet doen, jy moet presteer, jy moet hard werk, jy moet versigtig wees, nê. En die Engelse praat van, dit was performance-based, jy moet perform. En dan baie keer is die vraag, en dis nie net die vraag by Jode nie, ek wil dit bietjie verder vat, na boeddhisme, hindoeïsme, ateïsme, waarskynlik, moslim geloof, is dan altyd die vraag, maar het ek genoeg gedoen? Sal almal tevrede wees met wat ek doen? Is die Here tevrede? En as jy moslim is Allah tevrede? Is Boeddha tevrede? Het ek genoeg gedoen om in die goeie boekies te kom van die God dan nou? Ons praat in die dis works righteousness om jouself te red deur goed te doen. So dit was die ding gewees. Ek moet hard werk om deur mense raak gesien te word. Net daar's 'n soort rusteloosheid wat by mense is as gevolg daarvan. Dis die idee dat jy altyd moet perform, jouself dryf. Dis die vraag, wat sal mense dink? Mense het sekere verwagtinge. Voldoen ek aan daai verwagtinge? Dis die werk agter die werk. Nee, dis daai goed wat ons eintlik moeg maak. Want ons doen sekere goeders om daai hamster wat in die wiel hardloop heeltyd, om dit tevrede te stel. As ek nie mense se verwagtinge voldoen nie, sal daar teleurstelling wees. Ek kan nie nee sê nie, want wat sal mense dink? En ons val baie keer in daai lokval. Ek moet hard werk om deur mense raak gesien te word. Hard werk vir daai bevordering, hard werk vir meer geld, vir meer aansien, net sodat ek aanvaar kan word. So ons dink dan, en dan vra ons noodwendig die vraag, en dan is ons besig om die in die hart bietjie rond te skarrel vanaand. En dan vra ons die vraag, is ek genoeg? Het ek wat dit vat? Doen ek genoeg? Ek moet kan bybly. Keeping up with the Joneses. Ek moet op 'n sekere manier leef, sodat ek nie gelabel word nie. En in die bediening is dit ook baie keer dieselfde. So dis die eerste
verstaan julle die werk agter die werk? Daai ding wat ons eintlik moeg maak. Dis nie noodwendig die werk wat ons moeg maak nie. Dis die werk agter die werk. Nee, dis daai dryf wat moet inpas. Moet nie gelabel word nie. Daai is die ding. En dit kom van 'n works performance base af. Hoekom ons die wet as voorbeeld gebruik, waar die Here sê maar dis swaar, dit druk, dis nie lekker nie. Die tweede ding wat ons doen baie keer, want hierdie moeg en oorlaai het ook te doen met uitbranding. Wat kom omdat ons te veel, hoor hierso, op onsself vertrou. Ons neem onsself aan as ons eie verlosser. So in plaas daarvan om God te vertrou met 'n sekere situasie, wil ek self intree en wil ek self die verlosser in dit wees. Wil ek self my eie wil laat uitspeel. Weet jy, dit beteken ons wil elke behoefte voel ons moet ons beantwoord eerder as om God se wil en rigting te soek. Ons beeld wat ons uitstraal, ons wil dit behou en om dit reg te kry, dit maak ons moeg. Ons probeer self. Ons probeer God ook baie keer oortuig dat ons is goeie mense. Ons is mooi mense. Ons bly by. So net vir duidelikheid kinders, as ons praat van die werk agter die werk, bedoel ons nie werk soos 'n polisieman, 'n onderwyser, 'n besigheidsman. Nie dit nie. Dis daai ek wil nog verder gaan die hele tyd. Daai ding wat ons moeg maak en ek wil inpas. Dis die rusteloosheid, die oorwerk, die oorlaai, die moeg. En dis hoekom ons sê hierdie uitnodiging is universeel. Want eintlik almal val onder dit. Eintlik van alle gelowe val onder dit. En dis hoekom almal die uitnodiging van Jesus nodig het. Want ek gaan nou vir jou wys wat het hy vir ons kom doen. So daar's min mense wat vandag hierso sit, wat sal sê, ek het nie hierdie uitnodiging nodig. En kyk wat is die belofte van die Here. Hy sê, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is, en wat sal ek vir julle gee? Ek sal vir julle rus gee. Okay. Maar vir 'n moe mens, en ek het ook my hand opgesteek nou, ek is ook moeg, is dit musiek in my ore. Want dis wat ek nodig het, dis wat ek soek, dis my diepste hartsbehoefte is om daai rus te hê, en ek bedoel nie met voete in die lug op 'n hangmat nie. Dis 'n ander soort rus. So kom ons kyk, wat is hierdie belofte wat die Here vir ons gee? Ek sal vir julle rus gee. So die vraag is, hoe gee Jesus dan die rus vir die wat rusteloos is? Wat is daai rus? As hy bedoel, ek gaan vir julle rus gee, wat bedoel hy daarmee? Wat bedoel hy as hy sê, hierdie is my juk, en dis baie lig en sag, en dra dit eerder, as wat jy jouself hierdie werk agter die werk, die wet, julle storie. So, hoe gee Jesus dan nou vir ons rus? Die uitnodiging om na Jesus te kom, beteken in die eerste plek, en dis nie geen verrassing vir ons nie, is om in Jesus te glo. Te glo dat hy die Seun van God is, te glo dat wat hy gedoen het waar en reg is, en dat ek daarin rus. Met ander woorde, Jesus het heeltemal met my sonde verlorenheid afgereken. Ek hoef nie meer te spartel nie, ek hoef nie iets te doen nie, hy het alles gedoen en ek rus daarin. Dis die eerste ding, as ons praat van rus. As Jesus sê, kom na my toe, ek gaan vir jou rus gee. Ek praat ons net van normale geloof. Jesus het aarde toe gekom, nommer 2, hy het nie aan homself gedink nie, sê Filippense, hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem, hy het homself verneder tot die dood aan die kruis, en dis hoekom hy nederig van hart is. Want dit is sy houding waarmee hy kom om vir ons rus te gee, nê. Hy het homself verneder tot die dood, hy's nederig van hart. Toe hy gesterf en opgestaan het, het hy ook die wet vervul. So nou is dit nie meer, ek moet goed doen om in die Here se goeie boekies te kom nie. Ek moet glo, want Jesus Christus is in God se goeie boekies. Hy is aanvaar, hy word aanvaar, en as ek in Jesus is, dan word ek ook aanvaar by die Vader. En dit moet vir ons nogal rus gee. Ons het al gepraat hier in die gemeente, dat ons sê, maar dit beteken ek leef dan eintlik net vir 'n gehoor van een, nie meer vir die skares nie, net vir die Here, want hy aanvaar my, op grond van wat Jesus gedoen het.
So dis daai hele ding wat ons al genoem het hier ook, die sodat en die omdat benadering. Ek doen nie meer goeder sodat ek gered kan word nie. Ek doen sekere dinge omdat ek gered is, omdat ek rus in Jesus, nee, dis die ding. Galasiërs 5 vers 1 sê vir ons so mooi. Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawe juk laat indwing nie. Moenie weer onder die wet verval nie. Moenie weer onder hierdie ek moet doen, ek moet my besny, ek moet kerk toe gaan, anders gaan die Here my nie aanvaar nie. Ek moet nie. Dit het geskuif na ek wil, omdat dit met my gebeur het. Okay. Nommer 3. Aan die kruis het Jesus gesê, nadat hy moeg was, nadat hy vaak was, nadat hy gespartel het, nadat hy gesweet het, nadat hy die pyn en dit wat, daai grinding, wat ek en jy ervaar nou, omdat ons aan die einde van die jaar is, daai gespartel, hy het gespartel. En toe het hy gesê wat? Dis volbring. So in ander woorde, daai spartel, daai rusteloos, hy het rusteloos geraak. Hoekom moet ons dan nog rusteloos raak, as hy dit geraak het? En hy het gesê, dis volbring, dis afgehandel. Ek het dit gevat, ek het dit betaal, nee. Hy het gesê, my God, waarom het U my verlaat? Hy was bang. Nee, hy het dit alles gedoen, in my plek. So daai besef moet sê, ek wil rus, ek wil daarin rus. Jy hoef nie meer jouself te bewys om in guns by God te kom nie. Nee, Jesus het homself bewys. En omdat hy gehoorsaam was aan die Vader en jy en hom is sy gehoorsaamheid nou jou gehoorsaamheid. Sy bewys, sy wat hy gedoen het, nee, het hy vir jou gedoen, so jy hoef dit nie meer te doen. Hier's 'n paar woorde wat eintlik moet ek nie vooruit hardloop nie, kom ons gaan terug. Omdat hy dit gedoen het, en onthou ons is besig om oor rus te praat, die uitnodiging is, kom na my toe. Hoekom sê Jesus dit? Hoekom sê hy kom na my toe? Want ons het gesê, hy dit volbring, dit is afgehandel nie, maar hier's nog 'n ding. Jy kan weet, dat jy wat hier sit, is genoeg. Jy is genoeg. Omdat Jesus vir die Vader genoeg is, en omdat jy dan in Jesus is, daarom is jy vir die Vader genoeg. Watter implikasie het dit vir 'n rustelose siel? Kyk, daai spartel. Hoe maak dit, wat maak dit in jou los? As jy sê, Here, as ek genoeg is in U oë, hoekom wil ek dan so perform? Ek praat nie van bevordering en van werk en ek praat nie van dryf nie, ek praat van dit, hoekom, wat dryf jou? Dis waarvan ons praat. Jy kan weet, dat jy nie meer jou hoef te bekommer oor wat die wêreld dink van jou, of wat jy van jouself dink nie, want Jesus dink die wêreld van jou. So lief het hy jou, dat hy sy lewe wou neergelê het. Hoor mooi, jy hoef nie meer te bekommer oor wat die wêreld dink van jou nie, want die koning, die seun van God, dink die wêreld van jou. Dis tog hoekom hy gesê het, maar ek het jou so lief, dat ek my lewe wil neerlê vir jou. Hy dink die wêreld van jou, met jou stikkendheid. Hy wil nie jy moet stikkend bly nie, obviously is daar groei. Ons kan nie net ons vryheid nou misbruik nie, dit is 'n ander gesprek, maar ons praat net oor rus. Hierdie woorde, dit klink vir my soos rus. Okay, jy kan weet, dat God se geliefde seun, dat jy God se geliefde seun en dogter is, en daarom reeds aanvaar is, deur God as gevolg van die werk van Jesus. En dat hy vir jou sê oor jouself, oor jou rigting, oor jou lewe, oor jou identiteit, dat hy dit bepaal, en nie mense of popular demand nie. Ja, want jou identiteit lê nou in hom, jy rus nou daarin. Jy kan hoor dat Jesus sê, haal af daardie juk wat so hard op jou druk, wat jou skaaf, wat jy so spartel, en sit my juk op jou. Okay, so, kinders net weer, ons het 'n juk. Net, wat hulle die osse, daai houtbalk. Die werk agter die werk, nee, Jesus sê, hy het dit gevat, so sy juk is sag. En
En Jesus se juk is lig. Met ander woorde, waar ons altyd onder die heerskappy was, as jy 'n Jood was van die wet wat swaar op jou druk, of, maar net in ons wêreld vandag, die juk wat ons op onsself dra, die performance-based, die werk agter die werk, om onder iemand anders se juk te wees, beteken om jouself soos in 'n skram, onder Christus se juk in te klim, onder sy heerskappy in te klim, onder sy koningskap in te klim, wat totaal anders is as jou eie heerskappy en wat jy dink van die lewe en hoe jy die lewe wil regeer, of hoe mense sê jy dit moet regeer. Want kom ons wees maar eerlik, as ons heeltyd luister wat mense sê hoe ons die lewe moet leef, dan word ons moeg. Of ons wil bybly. Dis wat ons moeg maak. God sê nee, kom na my toe, kom onder my heerskappy in. Want ek is die koning wat jou hart ken, wat jou gedagtes ken, wat jou behoeftes ken. Kom onder my koningskap in. Maar dit beteken, jy kan nie net kom nie. Daar staan ook, jy moet kom leer van hom. Nee, jy moet kom leer van hierdie heerskappy. Jy moet kom leer van wie Jesus Christus is, en van wie die Vader is, en wie die Heilige Gees is. Jy moet hom volg, en al meer gaan jy van sy sagmoedigheid en sy nederigheid van hart leer. Daai nederigheid van hart beteken, in sy wese is hy nederig. Die Engelse sê, overflowing with love. So ons wil ook van hom leer. Nee, dis die disippelskappad, dis die groeipad van om die juk te vat en kom leer van my. Kom leer wat beteken dit om onder hierdie sagter juk in te kom. Die laaste een vir ons doodprakties raak, 5 punte en dan maak ons klaar. Jy kan weet dat die Heilige Gees ook uitgestort is in jou lewe. Jy kan weet dat die Heilige Gees ook uitgestort is in ons lewe en hy gee onderskeidingsvermoë. So nou rus ons in Jesus, die werk agter die werk, hy het dit volbring, die spartel, dis nie meer nodig nie. Ons speel vir 'n gehoor van een, nee, hy's die een, hy dink die wêreld van my in elk geval. Ek rus daarin, maar hy het ook sy Heilige Gees vir my gegee met onderskeidingsvermoë. So dit beteken, ek kan ook nou met onderskeid ingaan in die wêreld en sê waarvoor ek ja sê en waarvoor ek nee sê. En as ek nee sê, nie soveel te bekommer oor wat die mense gaan sê omdat ek nee sê nie. Want jy het dit met die Here uitgesorteer in gebed. En jy gee nie om wat daai mense dink van jou nie. Jy gaan dit natuurlik mooi hanteer, Christelik, gelooflik, mooi. Maar dit gaan vir jou oor wat dink God van my omdat ek nee sê of ja sê. Nee, so dit help ons ook daarmee. So hoe lyk hierdie dinge prakties, my liewe broer en suster? 5 kort punte. Hoe rig jy in Christus prakties dan nou? As jy nou hierdie 10 punte gehoor wat ek nou genoem het. Dit was by hierdie skyfie en die vorige een. Klop dingetjies. En ek weet nie van jou nie, maar dit klink vir my, ek het 'n behoefte daaraan. Want ek sukkel om nee te sê. Dis hoekom ek moeg is. So kom hierdie naweek so ongelooflik vol was, nê. Want my sukkel om nee te sê. Jy wil goed vir oulaas doen. Ek en Daniël daar gepraat al hierdie week. Ons gesin vat nie 'n rusdag nie. Dis ons eie fout en ons gaan dit bietjie weer na kyk dat ons hierdie goeders in plek bring. Maar 5 dinge, praktiese goeders wat ek vir jou wil los. Sommige van ons sal na ons eie harte moet kyk en die afgode van om jouself staat te maak te verwyder. Okay, dis dalk 'n ding. Ons het nog gepraat van die Godplek. God wil op jou Godplek wees en ons het al baie keer die Here uitgeskuif en myself daar gesit, die me. En dis 'n afgod, jy kan jou eie afgod wees. So kyk na jou eie hart, kyk na daai afgod van self. Moet hy nie dalk verwyder word nie. Nommer 2, sommige van ons gaan moet leer om nee te sê. Sluit vir Reinhold in. Nommer 3, ons gaan meer met God moet konsulteer voor ons somme ja sê. Vir 'n ding. Dis vir die Here wil hê. Al onderskeidingsvermoë. Sommige van ons, nommer 4, gaan moet fokus op selfversorging. Ons liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Want rus gaan ook oor oefen, slaap, gesond eet, tyd te neem om te lag, te ontspan. Dis vir die Here wil hê. Ek het nou deur Prediker en die Spreuke gelees die laaste maand. En die Here wil ook hê jy moet die lewe geniet.
Nee, soos om daai balans te vind. Om te stap, om 'n lang bad te vat, 'n boek te lees, 'n joernaal te skryf, om vir 'n slag tyd te hê, om ook die goeie wat God gee te geniet. Dit is 'n ding wat ons dan moet kyk. En dan nommer 5 is, ons gaan die grense wat God daar stel tussen werk en rus moet verstaan. En weet dat God daai grense daar stel, en as ons binne daai grense leef en sê, maar ek weet ek moet werk, maar ek moet ook rus, maar ek rus ook in Jesus Christus, die werk agter die werk. Dan is ons in wat ons noem die sweet spot van waar God ons gemaak het om te leef. Okay. En dan sluit ek af met hierdie aanhaling. Ons gaan nog werk, ons gaan baie keer nog hard werk. Ja, ons praat nie daarvan nie, maar ons lewe en ons beeld wat ons dink afhang van ander mense wat hulle dink, gaan nie daarvan afhang. En ou Morris, een van die kommentators wat ek graag lees, sê vir ons hierdie volgende hieroor, oor die werk ding. Dat ons nie dit in konteks verstaan, ons almal werk nog op 'n manier iets. This does not mean that they are excused henceforth from hard work. On the contrary, to be a follower of Jesus is to enter a way of life that necessarily involves hard work. But there is nothing of the hopelessness about it that characterizes life for far too many of the world's afflicted. The calling must be fulfilled, but there is rest for your souls. That is to say, those who bear Christ's yoke know rest at the center of their being. They do not worry and fuss about what they are doing, for their commitment to their Savior means that they recognize His sovereignty over all and the fact that He will never call them to something that is beyond their strength. Paradoxically, those who take Christ's yoke on them have rest. Rest now and eternal rest in the year after. En dis die uitnodiging. Dis waartoe Jesus jou nooi. Hy sê kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is. Dis lekker prakties geraak. Dink lekker daaroor in hierdie week en mag ons volgende jaar regtig sê, Jesus, maar ons het 'n plan. Nee, ons gaan nie weer daai woorde sê wat ons in die begin gesê het nie, want ons aanvaar die uitnodiging. En dan gaan ons na die partytjie toe, as ek dit so kan stel. En 'n partytjie baie ligtelik gebly. Julle weet wat ek bedoel, né? Die uitnodiging. Maar dit is pret om by die Here te wees en om hom te volg. Kom ons bid saam hieroor en of nee, wil iemand iets sê? Wil iemand iets aanlas? Dalk skuis voor ons bid. 'n Bydrae lewer. Ja. Helemaal reg. Nee. Dankie dat jy noem, want dit is goed dit is dalk wat julle dan gehoor het, die wet is volmaak, né? En dit is sag, heeltemal reg. Dit gaan oor wat dit geword het, wat die mens dit gemaak het, is daai dryf, die perform, né? Ek moet dit doen en eintlik aanbid hulle ander afgode, maar hulle moet nou hierdie ding doen
want dis net wat van hulle gevra word, nê. So nee, asseblief, moenie verstaan dat die Ou Testament nou ewe skielik 'n ding is wat ons nou nie aan aandag gee nie, inteendeel. Dit is die werk agter die werk. En is heeltemal reg wat Anton sê, die moslems en die Jode vandag wat nie vir Christus aanvaar nie, hak nog bietjie vas daarbey, nê? Maar dit is die mens se stikkindheid. Dis die sonde, nê, wat daai dryf begin maak het van, hey, ek kan nie lewe op my eie terme leef. Dis presies wat dit gebeur het. Nie op God se terme leef nie, ek wil op my eie terme dit leef. En daardie dinge begin skeef trek en daardie werk begin angstig raak en begin rusteloos raak. Baie dankie dat jy uitgewys het. Dis hoekom ons ek dink moet praat hieroor, dat ons net seker maak ons verstaan die dinge reg. Baie dankie. Kom ons bid saam. Dan vat ons hierdie na die Here toe ook en dan sing ons lied 209, lied 512. Is net twee liedere waar ons net dankbaar is vir wat die Here gedoen het en dat ons met dit 'n gedagte van wat hy gedoen het, sê maar ek wil daarin vir lekker is. Hemelse Vader, ons eer U vanaand as die een wat die uitnodiging na ons toe bring. Kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is. Here, en hierso sit ons vanaand, baie van ons is moeg en oorlaai. Om verskeie redes, Vader. Ons het so baie dinge genoem vanaand. Maar eintlik wil ons met ons stikkindheid en met ons moeg na U toe kom en sê, Here, dit wat ons gehoor het vanaand, ons wil daarin rus. Dit klink soos musiek in ons ore. En dankie dat U hierdie uitnodiging vir ons Matteus 11 geplaas het, dat ons dit in 2025 kan hoor. En mag ons vanaand sê, Vader, ons aanvaar die uitnodiging om na U toe te kom. En dat U ons dryf om by U te kom rus. En ons dinge na U toe te bring, daai bagasie vol goed wat ons so saamdra, ons juk, die werk agter die werk. Ons weet U het gesê dit is volbring. En daarin wil ons rus. Nie net ons wat vanaand dit hoor nie, mag ons ook ander mense daarmee bemoedig. Here, wat ons kom te doen in die week, by die werk, by die skool, daar in die mark, in die mall waar ons rondbeweeg, sien ons mense wat moeg en oorlaai is. Ons praat, ons vriende is moeg en oorlaai. Ons familie is moeg en oorlaai. En mag ons rigtingwysers wees om te sê, maar daar's 'n antwoord, daar's 'n uitnodiging. En ons wil daai uitnodiging reageer. Dankie dat U iets van vanaand vir ons oopgebreek het deur die woord, Vader. Dankie dat U die Ou Testament vir ons gegee het. Dankie dat U die volmaakte wet vir ons gegee het. Here, en soos altyd het ons mense gegaan en die dinge gaan goed bysit wat nie die bedoeling was nie. Ons is jammer, Vader, dat ons so baie keer die lewe op ons eie terme wil leef. Wil U deur die Gees vir ons die moed gee om op daai pad te kom wat U wil hê ons moet kom. Daai pad van rus. En dit kan weet ons kan hard werk in hierdie week, Vader. Maar ons het 'n ritme. Daar's grense vir ons gestel. En ons wil daai grense eerbied, Vader, sodat ons ook in hierdie lewe fisies kan rus. Ons waardeer dat U vir ons lief is. Ons waardeer dat U die wêreld van ons dink. Ons waardeer dat ons U seun en dogter kan wees. Ons waardeer dat ons vrye toegang tot U het, Vader. Ons waardeer dat as ons glo dat U sê, maar jy is my geliefde seun. Jy is my geliefde dogter. Oor jou verheug ek my. Op grond van die werk wat Jesus Christus gedoen het. Vader, en is daarin wat ons wil rus. Wil U ons help om planne te maak, dat as ons volgende jaar die tyd kom, dat daar dinge in plek is, dat ons rus in U, en dat ons hierdie hele ding oor hoe ons voel, en wat ander mense van ons dink, en wat ander mense sê ons moet doen, en verwagtinge, daai is 'n swaar juk. U juk is lig en U las is net sag. Dankie daarvoor, Vader. As ons nou kom sing ook, Here, hoor ons 'n lied en mag ons dit bybring by hierdie rus en mag U die eer ontvang daarvoor. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.
Gelowiges ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Gelukkig onthou asseblief net van die liefdesgawes, vandag vir die instandhouding van die erediens en vir Huis Boland, waarvoor die kollektes gaan, en net weer herinnering asseblief aan die boek, as daar nog iemand is wat daar iets wil skryf. Wonderlike week, hoop jy vind jou rus in die Here. Lekker dag verder.